Vandag se lesie gaan ons nog verder met die reguit lyn en in vandag se les gaan ons kyk na twee spesiale gevalle van 'n reguit lyne en dit is lyne wat parallel met die asse is. So as ons kyk na die spesiale gevalle van reguit lyne, dan is dit byvoorbeeld die grafiek van y gelyk aan a en x gelyk aan b. Nou as ons na hierdie grafieke gaan kyk, dan gaan ons sien dat hierdie a en hierdie b is altyd konstante waardes. As ons byvoorbeeld kyk na die vergelyking y is gelyk aan a, dan weet ons hierdie a is 'n plekhouer vir 'n getal en hierdie a, soos ek nou gesê het, is altyd 'n konstante. Met ander woorde, as ons kyk na die vergelyking wat byvoorbeeld vir ons sê y is gelyk aan -4, dan beteken dit hierdie y-waarde van die grafiek gaan altyd gelyk wees aan -4, want hierdie is nou 'n konstante waarde, so y is altyd gelyk aan -4. Met ander woorde, as ons hierdie skets nou gaan teken op ons assestelsel, wat ons kartesiese vlak is, het ons x-as en ons het ons y-as en dan sê daai waarde vir ons y is gelyk aan -4. Met ander woorde, as ons hier by -4 is, dan gaan daai y-waarde altyd gelyk wees aan -4. So, dit beteken ook dan, met ander woorde, dat my x-waarde kan enige iets anders wees, maar my y-waarde bly altyd -4. So as ons hierdie lyn gaan trek, dan is dit my lyn y gelyk aan -4. Wat jy nou kan oplet uit hierdie lyn y gelyk aan -4, is hy is ewewydig aan my x-as. Met ander woorde, as ons nou kyk na hierdie lyn, y is gelyk aan -4, is dit baie belangrik dat jy moet kan sien, as 'n lyn slegs die y-as sny, dan het die vergelyking slegs 'n y in. En hierdie lyn is dan ook ewewydig aan die x-as. Met ander woorde, 'n vergelyking van y is gelyk aan 'n konstante getal, is ook dan altyd ewewydig aan my x-as. Die volgende enetjie waarna ons gaan kyk, is dan met ander woorde, as ek het, my vergelyking is byvoorbeeld, nou x is gelyk aan b. Nou net soos ons nou gesê het, is hierdie b is 'n plekhouer vir 'n getal. Met ander woorde, dit gaan ook altyd 'n konstante waarde wees. Met ander woorde, as ek kyk na byvoorbeeld die vergelyking x gelyk aan 2, dan beteken dit hierdie 2 is 'n konstante waarde en x moet altyd 2 wees, maak nie saak wat y se waarde is nie, x moet altyd 2 wees. So as ons hom gaan teken op 'n grafiek, dan gaan ons kartesiese vlak hê, en op ons kartesiese vlak gaan hierdie x gelyk aan 2 gaan 'n waarde wees wat x altyd moet wees. So, as ons kyk waar is x gelyk aan 2, as ons daai waarde as 2 het, dan beteken dit x moet oral 2 wees. So, oral op hierdie lyn wat dan ewewydig is aan my y-as, is my x-waarde gelyk aan 2. Jy kan nou dink oor hierdie puntjie is byvoorbeeld die punt 2 en 5. Hierdie punt is byvoorbeeld die punt 2 en 2.
Hierdie puntjie is byvoorbeeld die punt 2n minus 2. Hierdie punt is byvoorbeeld die punt 2n minus 4. So jy kan sien, met ander woorde, jou x-waarde bly konstant. 'n Lyn wat slegs die x-as sny, het met ander woorde slegs 'n x in die vergelyking. En die lyn is dan ook ewewydig aan die y-as. Ons gaan nou kyk na die gradiënte van lyne wat parallel in die asse is. Aan die asse is. Met ander woorde, ons het nou gekyk, as ons byvoorbeeld ons grafiekie het, van y is gelyk aan 4, dan het ons gesê, ons onthou nou, ons het ons asse, en ons sê hy het net 'n y in die vergelyking. Met ander woorde, dit gaan 'n lyn wees wat net my y-as sny, en dit het 'n konstante waarde van 4. So hier by hierdie punt 4 het ons 'n konstante y-waarde van 4, en daai lyn, omdat hy y gelyk aan is, sny net die y-as, en dit is 'n lyn wat ewewydig loop aan my x-as. Met ander woorde, daai is my lyn y gelyk aan 4. Nou, as ons gaan kyk na hierdie lyn, wat die vergelyking y gelyk aan 4. Nou wil ons gaan kyk na sy gradiënt. Nou onthou, hierdie puntjie is argumentsonthaalwe die punt minus 5 en 4. Daai punt is die punt minus 3 en 4. Hierso is 'n puntjie 1 en 4. Hier lê 'n punt 6 en 4. As julle mooi onthou het, ons mos nou gesê, ons gradiënt is altyd ons verandering in y op ons verandering in x. Nou, wat is ons verandering in y op ons verandering in x? As ons nou gaan kyk tussen enige twee van die punte, as ons hierdie punt en hierdie punt vat, dan gaan ons kyk na ons verandering in y op ons verandering in x, en ons gradiënt is met ander woorde 4 minus 4 op 1 minus 3. En dit gee vir my 0 op 1 plus 3, wat gelyk is aan 0 gedeel deur 4. Ek doen nou 'n lang sommetjie wat onnodig is, want julle weet al lank al die antwoord is 0, maar net om vir julle mooi te verduidelik. Of as ons mos nou die twee punte omgeruil het, dan gaan ons nog steeds hê 4 minus 4 op minus 3 minus 1, en dit gee vir my steeds 0 op minus 4, wat vir my 'n antwoord van 0 gee. Met ander woorde, as ons kyk na 'n gradiënt van die lyn y gelyk aan 4, dan gaan ons sien y gelyk aan 4 se gradiënt is 0. OK, hierdie is 'n baie belangrike feit wat julle uit julle koppe uit ook moet ken. Met ander woorde, as ons hom in sy standaardvorm skryf van y is gelyk aan a net, dan kan ek sê daarom is sy gradiënt gelyk aan 0. Kom ons kyk nou weer na 'n lyn wat gedefinieer word deur x is gelyk aan minus 2. As ons kyk na die lyntjie wat gedefinieer word deur x is minus 2, dan onthou is daai nou my konstante waarde. Ek het 'n x-as en 'n y-as. As x gelyk is aan minus 2, dan is dit 'n grafiek wat hier by minus 2 lê. X gelyk aan minus 2, met ander woorde, hy sny die x-as slegs eenmaal. Dis hoekom sy vergelyking 'n x is gelyk aan is, en dit beteken hy is ewewydig aan my y-as. X gelyk aan beteken hy is ewewydig aan my y-as. So hierdie reguit lyn is ewewydig aan my y-as.
by x gelyk aan min 2. So as ons nou kyk na verskillende punte wat op x gelyk aan min 2 lê, dan het ek hier byvoorbeeld min 2 en 2. Hier het ek die punt min 2 en 1. Hier het ek byvoorbeeld die punt min 2 en min 1. En hier het ek byvoorbeeld die punt min 2 en min 4. Nou, as ons wil gaan kyk na ons gradiënt, onthou, baie belangrik, ons gradiënt is altyd ons verandering in y op ons verandering in x. As ek nou enige 2 punte kies op hierdie grafiek, dan kan ek my verandering in y op my verandering in x uitwerk. So, kom ons kyk na 2 minus 4 op minus 2 minus 2. As ek hierdie nou uitwerk, dan kry ek dus 2 plus 4 op minus 2 plus 2. En dit gee vir my van 'n antwoord van 6 op 0. Maar wat nou baie belangrik is, hierdie 0, ons mag mos nie deel deur 0 nie, met ander woorde, dit maak dat my antwoord ongedefinieerd is. Ek kan met ander woorde sê, die vergelyking x gelyk aan minus 2 se gradiënt is ongedefinieerd. Daarom as x gelyk is aan min 2, kan ek sê m is ongedefinieerd. En dit is baie belangrik dat julle hierdie moet onthou, want hulle kan dit vir julle in die eksamen vra, en jy kry dit nogal gereeld in die eksamen. Die volgende tipe grafiekie wat ek met julle oor wil praat, wat ook 'n reguit lyn grafiek is 'n grafiek van die vorm ax plus by is gelyk aan c. As ons nou kyk na hierdie vorm, dan is die voorbeeld van so 'n tipe grafiek, wat ons kry is byvoorbeeld 3x plus 2y is gelyk aan minus 6. Nou, om hierdie grafiek te teken, het ons nou ons 2 metodes. As ons kyk na metode 1, dan kan ons die afsnitmetode gebruik. Kan julle nog onthou wat die afsnitmetode is? Ons afsnitmetode is waar ons y as afsnit en ons x as afsnit bepaal. So as ons x as afsnit bepaal, kan julle nog onthou wat het ons gesê moet ons doen as ons x as afsnit bepaal? Dis reg, ons stel y gelyk aan 0. Met ander woorde, jy gaan kry 3x plus 2 maal 0 is gelyk aan minus 6. Dit gee vir my dat 3x gelyk is aan minus 6, en as ek nou x wil hê, moet ek deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus 2. Die volgende enetjie wat ons moet bepaal is ons y as afsnit. As ons y as afsnit moet bepaal, kan julle nog onthou wat moet ons doen? Dis reg, ons stel x gelyk aan 0. Met ander woorde, ons het 3 maal 0 plus 2 maal y is gelyk aan minus 6. Uit dit uit kry ek nou 2y is gelyk aan minus 6. Ek wil y bepaal, met ander woorde, ek gaan deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek kry dus y is gelyk aan minus 3. Met ander woorde, as ek hierdie sketsie van my moet gaan teken, dan kan ek nou hierdie grafiekie net teken, deur my x-as en my y-as te teken. Onthou om jou asse altyd te benoem.
Ek het my x-as en my y-as. My x-as afsnit sê vir my, x is gelyk aan min 2. En my y-as afsnit sê vir my, y is gelyk aan min 3. En as ek nou hierdie lyne wil verbind, punte kan verbind, want onthou ons het net 2 punte nodig om 'n reguit lyn te kan teken, dan kan ek hierdie punte teken deur net, of hierdie reguit lyn teken deur net daai 2 punte te verbind. Die tweede metode wat ek kan gebruik as ek die vergelyking het van 3x plus 2y is gelyk aan minus 6, is om hom in standaard vorm te gaan skryf. As hy in standaard vorm is, dan herken 'n mens hom ook nou baie maklik. So, om hom in standaard vorm te gaan skryf, beteken my standaard vorm is y is gelyk aan mx plus c, soos ons mos nou in ons vorige lesie gesien het. Goed, met ander woorde, dit beteken as ek het 3x plus 2y is gelyk aan minus 6, ek wil hierdie 2y alleen hê, met ander woorde, ek gaan my 3x oorvat na die ander kant toe. Dan gaan ek hom nou ook skryf, ek gaan hierdie 3x oorvat na die ander kant toe en ek gaan skryf hom in die vorm y is gelyk aan mx plus c. So ek gaan sê 2y is gelyk aan minus 3x minus c. Nou is die volgende stapie wat ek moet doen, ek wil mos my y alleen hê, so ek moet deel deur 2, ek moet deel deur 2 en ek moet deel deur 2. Elke term moet ek nou deel deur 2. So ek kry y is gelyk aan minus 3 op 2x minus 3. As ek nou hierdie grafiekie gaan teken, dan kan ek nou uit hierdie erken dat hierdie is my gradiënt en hierdie minus 3 is my y-as afsnit. Wanneer ons kyk na ons gradiënt, kan ons ook weet hy is nou minus 3 op 2, of hy kan ook geskryf word as 3 op minus 2. So as ons hierdie grafiekie teken, ek sal hom in hierdie geval sommer met my gradiënt afsnit metode teken, dan kan ek my grafiek hê. Met my x-assie en my y-assie, ek het nou geïdentifiseer dat my y-as afsnit minus 3 is, en dan gaan ek met my verandering in y op my verandering in x my sketsie teken. So, as ons kyk na hierdie enetjie, dan gaan hy 3 op en 2 links tot hier by minus 2. Dan kan ek hierdie 2 punte van my verbind en my sketsie is ook geteken. Dit behels dan ons lesie van vandag oor lyne wat parallel is met die asse, met ander woorde my vergelyking is y is gelyk aan, of x is gelyk aan, en dan ook van die vorm ax plus by gelyk aan c. Jy kan hierdie lesie nou inoefen met die huiswerksommetjies wat ek vir jou gaan gee. Ek hoop jy die lesie geniet en dat jy die huiswerk sommer alles uitwerk.